Welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 25 Augustus. En die skrifgedeelte waarby ons stil staan, is Psalm 138 in die 1953 vertaling. Ek nooi jou uit om jouself in hierdie oomblik na God te draai. Haal dieper asem, soek die stilte op en vra die Gees om jou in hierdie tyd in sy woord te lei. Die gedig Waarheid van Cas de Villiers nooi ons ook dieper hierdie oomblik en soeke na God se waarheid binne. Soms as jy oor die waarheid struikel, vra jy dan die regte vraag. Dit waaraan jy twyfel, kon jy dit in daardie ruimte waag? Waarom veronderstel om deur nevels te kan sien? Waarom betekenis verbind aan meer as net liefde om te dien? Waarom verwilderd oor verval of die rigting van die wind? Terwyl jy niet maar op die plek kon bly, waar jou hart en denke jou eie waarheid vind. Amen. Psalm 138 vers 1. 'n Psalm van Dawid. Ek sal U loof met my hele hart. In die teenwoordigheid van die gode sal ek psalms sing tot U eer. Ek sal my neerbuig na U heilige paleis en U naam loof, om U goedertierenheid en om U trou ontwil. Want U het vanweë U ganse naam U toesegging groot gemaak. Die dag toe ek geroep het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel. Al die konings van die aarde sal U loof, o Here, as hulle gehoor het die woorde van die mond. En hulle sal sing van die weë van die Here, want die heerlikheid van die Here is groot. Want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan, en die hoogmoedige ken hy uit die verte. As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe. U steek U hand uit teen die toorn van my vyande, en die regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van die hande nie. Psalm 138 is 'n lied van iemand wat terugkyk en God se trou erken. Ek wil U met my hele hart prys. Nie omdat die lewe sonder moeite was nie. Later in die Psalm hoor ons juis, al is ek te midde van benoudheid. Die benoudheid het nie verdwyn nie, maar iets anders het gebeur. Die digter het ontdek dat God hom daar ontmoet. Toe ek geroep het U my geantwoord. U het my innerlik sterk gemaak. Dit is 'n besonderse beeld van God se antwoord. Nie noodwendig dat die omstandighede onmiddellik verander nie, maar dat daar binne in 'n mens iets versterk word. Moed vir nog 'n tree, krag vir vandag, die vermoë om te bly staan waar jy vroeër sou wou vlug. En in die middel van hierdie loflied kom 'n verrassende belydenis. Die Here is hoog verhewe, maar hy sien die nederige raak. Dit is die God van Psalm 138. Hoog verhewe, maar nie ver nie. Die God van hemel en aarde wat die mens in benoudheid raak sien. En dan eindig die Psalm nie met wat die digter vir God sal doen nie, maar met wat hy vertrou God sal doen. Die Here sal sy doel met my bereik. Dit volëindig. Daar is iets bevrydends aan hierdie woorde. My lewe is nie uiteindelik op my vermoë om alles klaar te maak nie. God is nog besig in die wêreld, met die mense rondom my, met my. Daarom kan die laaste gebed eenvoudig wees, moet tog nie die werk van die hande laat vaar nie. Die hande wat begin het, sal nie sommer los wat hulle met liefde gevorm het nie. Ek nooi jou uit om terug te dink oor jou eie geloofslewe.
Wanneer jy terugkyk, waar erken jy God se trou op 'n manier wat jy destyds dalk nie kon sien nie? Dink bidtend hieroor na. Waar het God jou nie uit 'n moeilike situasie geneem nie, maar jou binne in dit versterk? Hoe kan jy nou daaraan vashou? Bring ook dit in gebed voor die Here. Watter onvoltooide deel van jou lewe kan jy vandag toe vertrou aan die God wat steeds besig is met die werk van sy hande? Praat met God in gebed hieroor. Kom ons bid saam. Getroue God, dankie dat U my raak sien en my nie los in wat ek moet deurgaan nie. Gee my moed vir die pad wat voor lê en vertroue vir dit wat nog onvoltooid is. Voltooi U werk in my en moet tog nie laat vaar wat U hande begin het nie. Amen.